Hoofnuus vanaand, Israel begin met 'n reuse grondoffensief in die Wesoewer te midde van 'n Verenigde Nasies kommissie van ondersoek wat bevind dat hy volksmoord pleeg in die Gaza-strook. Die vissersgemeenskap en omgewingsaktiviste is bekommerd oor 'n beplande seismiese opname aan die Oos-Kaapse Willekus. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse Bulletin. Die Israeliese minister van Verdediging sê die land se omstrede aanval op Gaza-stad het in 'n grondaanval oorgeskakel. Minstens 89 mense is sedert sonop in Gaza dood, van wie 78 in Gaza-stad. Intussen sê Palestynë dat die Verenigde Nasies se bevinding dat Israel volksmoord in Gaza pleeg te laat is. Aanvalle op Gaza-stad was voortdurend sedert die Israeliese parlement meer as 'n maand gelede besetting van die stad goedgekeur het. Inwoners sê egter dat die aanvalle veel erger geword het met die nuwe grondaanvalfase. Honderdduisende inwoners probeer die gebied verlaat. Israel het egter slegs een pad beskikbaar gestel vir inwoners om te vlug en hy is onbegaanbaar weens die hoeveelheid vlugtelinge en voertuie. Die Verenigde Nasies se humanitêre koördineringsorganisasie OCHA sê hy word weerhou daarvan om hulp te versprei in Gaza-stad. This morning we tried to go to Gaza City to deliver some supplies, and the mission was initially approved, but then once we got to Wadi Gaza Bridge, we were informed by the Israeli authorities that the mission is denied from that point on. So we had to turn around and return to Deir al-Balah. In the last few days, multiple missions to the north were either outright denied or denied while they were already in progress. I can only think of what it means for women, for malnourished children, for people with disabilities if they are again attacked in this way. And I have to say the only response to this is stop the carnage. Israel se grondaanval is wyd veroordeel, selfs deur noue bondgenote soos Duitsland. Die kommissie van die Europese Unie het ooreengekom om môre 'n sanksiepakket teen Israel te aanvaar. Intussen het 'n onafhanklike VN-kommissie van ondersoek bevind dat Israel volksmoord pleeg in Gaza. Luidens sy verslag het Israel 4 van die 5 volksmoordaksies uitgevoer, wat gedefinieer is in die 1948 Volksmoordkonvensie. Today we witness in real time how the promise of never again is broken and tested in the eyes of the world. The ongoing genocide in Gaza is a moral outrage and a legal emergency. Member states must act now. Israel verwerp die VN-verslag. Israel categorically rejects the libelous rant published today by this Commission of Inquiry. It spreads the malicious genocide narrative. Die Palestynse dodetal in Israel se aanvalle stuur af op 65.000. Die presidentsie se kantoor het onderhewige kritiek deurgeloop omdat hy slegs een byvoeging tot die nasionale tesourie se lys van verbode verskaffers gemaak het. Daar is vroeër aanbeveel dat minstens 467 individue en maatskappye op die lys gevoeg moet word. Die presidentsie het die parlement se staande komitee oor openbare rekeninge ingelig oor die spesiale ondersoekeenheid se ondersoek na openbare werknemers. Parlementslede sê owerhede sloer om op te tree teen honderde persone en maatskappye wat deur die spesiale ondersoekeenheid aanbeveel is om op die swart lys gevoeg te word. People have died, they've given their lives fighting for corruption, and this is a joke. It's an absolute joke, and you guys should hang your heads in shame, and I'm angry, and it's really, really wrong. 1 out of 467 is totally unacceptable. The SIU is intentionally be watered down. Die president van Suid-Afrika het sedert 2001 magtiging gegee dat 309 individue en maatskappye deur die eenheid ondersoek moet word. Sommige LP's meen egter dat die regering steeds voete sleep om aksie te neem. It's a matter that we've raised, and that is why we have urged National Treasury to expedite these regulations because they're quite important. So that it must not be dependent on accounting officers
to actually blacklist companies that are found to be in the wrong. Uit 1278 persone wat die eenheid uitgewys het vir dissiplinêre optrede, het 55 bedank voordat die dissiplinêre prosedures afgehandel kon word. Owerhede sê egter dat sake nie daar gelos sal word nie. If evidence of criminality points to you, you'll be followed through. And we have now, for a while, the civil litigation process. If it identifies that you have played a role in the wrongdoing, we do cite you as a respondent in the civil litigation process. Die president sê het ook bekend gemaak dat 44 amptenare afgedank is, onder meer munisipale bestuurders, hoofdirekteurs en waarnemende finansiële hoofde. Mediakenners hoop dat 'n nuwe befondsingsmodel vir die SAIK werkbaar en prakties implementeerbaar sal wees. Dit volg nadat die Departement van Kommunikasie en Digitale Tegnologie die navorsings- en raadgewende maatskappy BMET aangestel het om 'n befondsingsmodel vir die openbare uitsaaier saam te stel. Die minister, Solly Malatsi, sê die aanstelling volg na jare van kommer oor die openbare uitsaaier se finansiële volhoubaarheid. 'n Mediakenner hoop dit is nie 'n nuttelose oefening nie. Well, I'm assuming that they'll have a clear terms of reference and timeframes to do the work, and that they will make reports, interim and final, available, that they'll reveal to the department what their consultation periods and research is going to look like. And then we hope that Parliament exercises its oversight role. Die openbare uitsaaier se mandaat is om in al 12 amptelike tale, waaronder gebaretaal, nuus, inligting en vermaak aan kykers te bied. Die SAIK moet ook opvoedkundige programme vir alle ouderdomme uitsaai. Deel van die mandaat is om dekking tydens verkiesings te bied. If they don't get this right, if they don't provide a sustainable funding model for the SABC, what you're likely to end up with is a deeply compromised entity that is likely going to then be vulnerable to political interference. And that's what we don't want to allow. Bird sê die huidige befondsingsmodel van 1999 is verouderd. Die model kon nie tred hou met die groeiende tegnologie, tendense en verbruikers se veranderende gewoontes nie. Vissersgemeenskappe langs die Oos-Kaapse Willekeus sê seismiese aktiwiteite sal hul inkomstebronne vernietig en verskeie taksiroetes in die Kaap is môre gesluit. Bly ingeskakel vir die en ander nuus. Omgewingsaktiviste sê hulle is bekommerd oor 'n beplande seismiese opname aan die Oos-Kaapse Willekeus met die oog op olie- en aardgasontginning. Kampvegters was in Gqeberha ter ondersteuning van Willekeus-inwoners se konstitusionele hofsaak teen die Departement van Minerale Hulpbronne en die oliereus Shell. Inwoners wil verhoed dat die regering Willekeus-ontginningsregte aan Shell toestaan. Gemeenskaps- en omgewingskampvegters sê dat die opnames 'n groter bedreiging is vir hulle lewensbestaan as wat daar moontlike voordele is. Hulle meen dat die langtermyn gevolge van ontploffings op die seebodem en die soeke na olie of aardgas vir generasies kan voortduur. These communities build their local economies from this beautiful oceans that we have, and then we also passing that generation on from one generation to the next. So our youth are these ones that are taking on the baton from our elders to do the fishing. Inwoners sê dat klimaatsverandering reeds erge druk plaas op seelewe wat vererger gaan word deur ontginning. Oil and gas is the most culprit that is contributing to the climate change that is affecting us as people that are living on the ground. Now, our government cannot continue to grant more licenses of mining. 2 dae is in die grondwette of op sy gesit vir die voortsleepende saak wat reeds jare duur. Die taksi-organisasie Kodeta sê hy oorweeg regstappe om die sluiting van verskeie taksiroetes in Kaapstad te voorkom. Die Wes-Kaapse regering het verlede week aangekondig dat 6 roetes vanaf môre vir 30 dae gesluit sal word.
Dit kom te midde van 'n toename in taxi-verwante geweld waarin minstens 8 mense doodgeskiet is. Taxi-pendelaars in verskeie gebiede regoor Kaapstad sal van môre af noodgedwonge alternatiewe vervoer moet vind. Van die roetes wat gesluit sal word, is tussen Mfuleni en Somerset Wes, tussen Khayelitsha en Somerset Wes en tussen Nomzamo en Mfuleni. Die taxi-organisasie Kodeta sê hy is besig om regsadvies in te win om die sluitings te voorkom. Remember, you disagree to agree. So at the end of the day, a solution will be found from the meeting. So we are encouraging us to have those meetings. Die taxi-organisasie Kata sê hy is ook oop vir verdere besprekings. If within these 30 days, Kata and Kodeta can agree or can sit around the table and agree on certain issues that we don't agree at this point in time. So Kata, the doors are open. Pendelaars is bekommerd oor hoe die sluitings hulle sal raak. Especially the kids that are using public transport. We don't know how are they going to do tomorrow. As far as to address concerns, so that people can be very much aware and they can prepare themselves as far as to take the other alternative transport. We don't have choice. We are using taxis most. So when the taxi is not running, so we are going to walk. Santako sê hy glo dat die Wes-Kaapse regering se besluit om die roetes te sluit in die beste belang van die inwoners geneem is. Die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit het nog nie op navraag gereageer nie. Corbin August, SAK nuus, Kaapstad. Die ANC in die Wes-Kaap sal die Nasionale Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, sowel as die Nasionale Raad van Provinsies nader om die besluit teen te staan dat die tuinroete dorp Knysna onder administrasie geplaas word. Hulle wil ook hê dat die ontbidding van die Knysna Raad tersyde gestel word. Die provinsiale regering het verlede week die besluit geneem na jare se diensleweringsprobleme sowel as beweringe van finansiële wanbestuur en korrupsie. Wateronderbrekings, rioolstortings en verouderde infrastruktuur. Dit is maar net 'n paar van die uitdagings waarmee hierdie toerismedorp te kampe het. Die Knysna munisipaliteit sê dat hy nie met die plan van aksie saamstem nie, aangesien dit nie in die beste belang van die dorp of sy inwoners is nie. Inwoners sê hulle is moeg vir die politiek en het dringende oplossings nodig. My vraag is, hoe kan hulle nou onder administrasie plaas? Is dit nie maar 'n politieke speelbal wat Knysna in is nie? Die DA maak die besluit om hulle self te bevoordeel, as jy my vra. Wat waarborg vir Renendal word 5 dat ons gaan bevoordeel word uit 'n nuwe governance as ons hierso sit 10 jaar, 5 jaar, hoe lank nog? Ja? Dit help nie vir ons nie. Dit help nie vir ons nie. Die munisipaliteit sê hy is nie gekant teen 'n administrateur nie, maar is teen die ontbinding van die raad. The dissolving council is not going to solve any of the issues that currently prevail in Knysna. It is actually going to worsen the case because you might get the same councillors, which I doubt, and there might be a new council, which is going to disrupt things even further. Die munisipaliteit word beheer deur 'n koalisie van die ANC, EFF en die plaaslike besorgde inwoners. Hulle sê die munisipaliteit het verbetering en stabiliteit getoon in die afgelope paar maande. We have until the 27th of September to object and ensure that the National Minister of COGTA, as well as the National Council of Provinces, reject this particular decision. We are confident that at the national level, whether it's at the level of the executive or the NCOP, this decision will be rejected. Die provinsiale regering sê administrasie is die enigste pad vorentoe. Daar is reeds sprake dat die munisipaliteit ons na die rol wil neem om ons aksies te stop. Ek doen 'n beroep op die gemeenskap om saam met ons te werk, om saam te staan, want dit is werklik die enigste keuse wat ons het om Knysna munisipaliteit te red van totale verval. Die nasionale KOGTA en die nasionale raad van provinsies moet die finale besluit neem. Tanya Krause, SAK nuus,
George in die Wes-Kaap. Kom ons kyk hoe die markte kort gelede om 8:00 daarna uitgesien het. Vladimir Tretiakov was een van die flamboyantste en bekendste kunstenaars in Suid-Afrika tot en met sy dood in 2006. Sy werke word tot vandag oral gesien op enige iets van kussings tot plakate. Dit is juis weens die talle afdrukke wat hy self verkoop het, dat kunskritici hom die koning van kitsch gedoop het. Die afgelope dekade is daar hernieude belangstelling in sy oorspronklike olieverfskilderye wat vir miljoene rand verkoop word. Strauss & Co is tans besig met 'n aanlyn veiling van sy werk, insluitend een van die vroegste voorbeelde van die blou-groen palet wat sy kenmerk geword het. Die werk van ander kunstenaars soos Irna Steen en Karel Nel word ook aangebied. Die veiling het om 7:00 begin. Vladimir Grigorovich Tretiakov is gebore in Oos-Europa en land in Suid-Afrika in 1946. Hy het groot passie en geloof gehad in sy vermoë as kunstenaar en het geglo almal moet in staat wees om kuns te bekostig. Die skilder het duisende afdrukke van sy oorspronklike werke verkoop en het groot sukses geniet. Kunskritici was egter glad nie beïndruk nie. Dit is eers nou, byna 20 jaar na sy dood, wat sy werk die respek geniet wat hy na gesmag het in sy leeftyd. Hernieude belangstelling in sy oorspronklike werke en sy styl vier hoogtyd. Sy werk, Lady of the Orient, is in Mei vanjaar deur Strauss & Co verkoop vir 'n bedrag van meer as 31 miljoen rand. Dit maak hom die Suid-Afrikaanse kunstenaar wie se werk die hoogste prys ooit op die vasteland behaal het in verkope deur die afslaer. Ek dink sy gewildheid kom van die feit dat hy verskriklik baie werke gemaak het in sy leeftyd. En nie net olieverfskilderye nie, hy het ook verskriklik baie prints van hierdie skilderye gemaak. So dit was baie bekombaar geweest en hulle sê een uit elke 4 huishoudings het 'n Tretiakov in hulle huis gehad. So ek dink dit speel tot die element van nostalgie. Mense sien dit en hulle weet onmiddellik dit is 'n Tretiakov. Ander werke wat ook te koop aangebied word is Maasai, Bloeiende Lelie en Poinsettia. Een van Suid-Afrika se mees gevierde kunstenaars, Irma Steen, was ook nie beïndruk met Tretiakov se kuns nie. Haar 1958 werk, Vishawe, word in dieselfde veiling aangebied. Die geraamde prys van tussen 4 en 6 miljoen rand vir die skildery is dieselfde beraming as vir Tretiakov se Maleisiese meisie. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. En dit bring ons aan die einde van vanaand se bulletin. 'n Mooi aand verder, totsiens.